Goeiemôre, dit is Sondag die 19de Julie. Vanoggend lees ons saam Romeine 8, vers 12 tot 25 en ons tema is goeie nuus vir geboortepyne. Mag jy saam met ons die teenwoordigheid van God beleef, sy gees wat in jou werk en deur jou werk. Mag jy saam beleef dat jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, van die huisgesin van God. Ons begin met 1 Petrus 1 vers 3. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Met daardie hoop in jou harte is dit my voorreg om jou te groet en vir jou te sê, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons tema vanoggend goeie nuus vir geboortepyne. Daar's 'n Afrikaanse uitdrukking wat sê, skoenmaker, hou jou by jou lees. Nou vandag preek die dominee oor iets waarvan hy niks weet nie, geboortepyne. Ek weet niks omdat ek 'n man is. Hulle sê die naaste wat 'n man in geboortepyne kan kom, is nierstene. Nou ons fokus vandag is regtig nie op hoe seer dit is om geboorte te skenk en of mans enigstens iets daarvan weet nie, maar ons weet verkoue is sleg. Petrus gebruik hierdie beeld om iets van swaar kry te beskryf, maar swaar kry met hoop. Lyding met 'n vooruitsig. Romeine 8 gaan ons lees vanaf vers 12. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons kan saam wees as 'n gemeente vanoggend. As u kinders wat saamkom, weet wat u teenwoordig is, mag ons u woord hoor. Here, dit inneem, dit gaan doen. Wil u deur die Gees dit vir ons openbaar, dat ons dit kan verstaan en dit kan toepas in ons lewens. Vul ons met 'n sekerheid van u daar wees. Vul ons, Here, met u teenwoordigheid en u krag, dat ons die wêreld kan vul met u nabyheid. U koninkryk kan sigbaar maak in en rondom ons. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat dit bevestig, dat ons tot kinders van God aangeneem is, en dat ons deur hom roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding wat die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerpe aan die sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers, dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. Nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees van God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Wie hoop nog op dit wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop, met volharding. Goeie nuus vir geboortepyne. Mark Twain was op pad om met 'n trein te vertrek, en hy sê eintlik lus om sy aktetas by hom te hou nie, en toe vra hy vir die ou wat in beheer is van die bagasie, dink jy sy tas is sterk genoeg om hierdie reis in die bagasiekompartement te oorleef? Die man het Mark Twain se tas so gekyk, en het op die platform neergegooi, en hy het vir hom gesê, dis wat hulle in Philadelphia met jou tas gaan maak. Toe tel hy dit op, en hy slaan dit so 5-6 keer kiphard teen die trein, en hy sê, dis wat hulle in Chicago met jou trein gaan doen. Toe gooi hy sy aktetas op die vloer en spring haar op, en jy sien net boeke uitpeel.
En hy sê, dis wat hulle in Sweek City daarmee gaan doen. En Mark Twain het sprakeloos en geskok na die man gekyk en toe sê hy, meneer, as jy enigstens verder in Sweek City wil gaan, sal ek aanbeveel dat jy jou tas self by jou dra. Soms voel ons soos Mark Twain se aktetas. Voel het of die lewe ons slaan en op ons spring, voel het of die lewe ons op die grond neergooi. As het COVID amper 2 jaar gemis, geliefdes verloor, trauma beleef. As 'n oorlog in Iran wat al die pryse opjaag en dit lyk net nie of hulle wil rigting kry en ophou oorlog maak daai kant nie. In ons eie land is die politiek die mekaar, 'n klomp goed wat ons daagliks kan omkrap. En in alles weet ons gaan na God toe. Daagliks, dag vir dag, altyd. Ja, dis wat vir ons hoop gee in die lewe, na God gaan, om in krisistye na God toe te gaan, en dan te besef, ons loop op dieselfde grond wat ander mense geloop het. Ons asem dieselfde, besoedelde lug in, is wat ander mense, ons kry dieselfde virusse, ons wat Christene is, ons drink dieselfde water, ons koop dieselfde winkels as ander mense, ons kyk dieselfde films, dieselfde Netflix, alles wat ons doen is maar dieselfde as die ander mense in die wêreld. Dieselfde koerante, dieselfde kruideniersware, dieselfde pryse vir brandstof. Ons het maar dieselfde krisisse in ons lewe, huweliks en familieprobleme, siektes, mense wat doodgaan, mense wat deur hartseer gaan. Maar die verskil tussen ons en die res van die wêreld is, dat met elke tree wat ons as Christene loop, hoop ons. Met elke asemteug wat ons inasem, weet ons word bewaar deur God. Weet ons word vergesel deur God. Weet ons word geregeer deur God. Die wêreld is in God se hande. Hoe weet ons dit? Ons weet dit deur die Heilige Gees wat ons daaraan herinner. Die Heilige Gees wat ons daarvan oortuig dat God daar is, dat ons aan hom behoort. En daarom help die Heilige Gees om ons te onthou dat ons aangeneem is deur God. Die Heilige Gees is hierdie mentor, leermeester, gids in ons, wat ons elke oomblik vergesel, wat ons daar herinner dat ons aan hom behoort. Ja, partykeer loer ons oor die heining en ons dink die gras is aan die ander kant groener, al is dit 'n ou slawehuis waarna ons kyk, is maar soos Israel na Egipte verlang het. En dan kom oortuig die Heilige Gees jou weer dat jy familie van God is. Ja, Paulus sê hy getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. In die Romeinse aannemingsstelsel was 7 getuies teenwoordig wanneer iemand 'n kind aangeneem het. En dan sou iemand ooit die aanneming bevraagteken, dan is enige van die 7 getuies geroep om te sê dat dit wettig is. So is die Heilige Gees wat sê, jy's wettig, God se kind. Jy behoort aan hom. Walter Larimore vertel die storie. Hy sê hy het eendag hy en sy vrou gaan by vriende gaan kuier, en die vriende se buurman het 'n jong golden retriever gehad, wat ingeperk is in die agterplaas. Hy het een van hierdie elektroniese halsbande gehad, wat as hy naby in 'n draad kom wat onder die grond is, dan kry hy 'n ligte skok. So daar was nie 'n heining nie, maar die hond het geweet, hy kan nie verby hierdie lyn gaan nie, want dan word hy in die nek geskok. En nooit het die hond probeer wegloop nie. En dan vertel Walter, hy sê hy en die mense het gaan stap, 'n paar klein hondjies op die strand, en stokke gejaag in die vlakwater, en heeltyd kon hulle sien hoe hierdie golden retriever vir hulle kyk. Ver stert wat waai, ore gespits, so opgewonde, en dan sê hy die hond kruip tot op die lyn van naby die kabel, maar verby daai onsigbare heining gaan hierdie golden retriever nooit nie. En dan wonder Walter of hierdie hond nou enigstens uit sou waag om daai skok te oorleef terwyl hy van die vryheid van die strand en die ander honde om mee te speel. En dan gebeur dit nooit. En dan sê Walter, hy sê volgende dag gesels hy by die buurman en hy vertel sommer vir hom hoe hy hierdie golden retriever sien kyk het en eintlik maar met begeerte verlang het en jaloers was oor hierdie ander honde op die strand. Dan lag die eienaar, dan sê hy, ons het al 3 weke terug die heining afgeskakel. En dan sê Walter, hy is eintlik hartseer vir hierdie hond. Die pyn van die verlede het hierdie hond vasgebind in sy erf, dat hy nie oor hy lyn kon gaan nie.
God wil ons vrymaak van die verlede, dat ons nuut kan lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. As jy hierdie keuse maak, is jy nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Onthou, God het sy Heilige Gees gegee aan julle, wat in hom glo. Dis hy wat julle kinders van God gemaak het. Verder is dit ook hy wat nou 'n diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen julle en God is. Die Gees oortuig ons dat ons regtig God se kinders is. Kom ons hou vas aan hierdie hoop. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ja, as ons hierdie keuse maak, as ons hierin vashou, dan weet ons kan leef met vreugde en opgewondenheid. Dis hy wat hierdie verlange in ons bring na God toe. Kom ons hou vas aan ons liefdevolle Vader. Koninkrykstyd bevestig dat alle kinders van God eintlik maar avonturiers is, wat sê, wat is volgende, papa, wat kan ons nou doen? Waar gaan die Here met ons heen? Ons het 'n tussenganger God in 'n vreemde land. As mens nou ooit in 'n vreemde land gaan kuier met 'n vreemde taal, dan is 'n tolk verskriklik baie handig. Iemand wat vir jou kan sê wat die ander mense sê, en wat vir die ander mense kan sê wat jy sê. C.S. Lewis het gesê, if you think of the Father as someone out there in front of you, think of the Son as someone beside you and helping you. Think of the Holy Spirit as someone inside of you or behind you. Die Heilige Gees is hierdie tussenganger God, die go-between God, die God wat in ons en deur ons leef. Hierdie term van 'n go-between God, van 'n tussenganger, kom van 'n klein seentjie wat tussen 'n man en vrou briewe rondgedra het, oor hulle in 'n verhouding was, maar niemand mag dit geweet het nie. En dan lewer hierdie klein seentjie hierdie briewe af tussen 'n aristokratiese vrou en 'n werkerklas boer. Die Heilige Gees kom van 'n hemelse God na sondige aardse mense toe en bring God se briewe vir ons, sy woord. Hy vat ook ons briewe, ons gebede terug na die Vader toe, dat hy dit kan kry. Ons leef baie keer in 'n wêreld wat ons dink dis vreemd. God maak dit vir ons bekend. God maak die koninkryk vir ons bekend, dat ons ook daar tuis is. Die Heilige Gees help ons dat ons ook die koninkryk op so 'n manier sigbaar kan maak, dat die wêreld dit kan hoor en dit kan beleef. Ons is vreemdelinge in 'n vreemde wêreld, met 'n God wat as tussenganger optree ook vir ons. 'n God wat ons help, 'n God wat vir ons krag gee in die wêreld. Ons kry elke dag hoop by die Here. 'n goed gemêleerde jong man dag sonder 'n afspraak by 'n jong meisie se huis op, en sy maak die deur oop en haar hare is getees, 10 miljoen rigtings, lekker uit die 80's. En dan probeer die meisie die ongemaklike situasie red, en sy vra vir die man, how do you like my hair? En dan antwoord hy, it looks as if it's becoming something wonderful. Dis hoe God ons ook sien, altyd daar die hoop dat iets wonderlik nou gaan gebeur. Ja, die geheime bestanddeel vir krisistye is daar die onthou dat daar iets wonderliks op die punt is om te gebeur. Want God is in beheer. God is die een wat wonderlike dinge moontlik maak. Ernest Hemingway, skrywer, toe hy nog jong skrywer was, baie gesukkel het hy op 'n stadium sy tas verloor met al sy manuskripte in. Al die boeke waaraan hy maande gewerk het, weg. En hy was moedeloos. En hy sit toe by 'n vriend van hom en kuier, Ezra Pound, en hy sê vir hom, wat 'n krisis het ek nou? Ek sien nie kans om amper oor te begin nie. En dan sê Ezra Pound vir Hemingway 'n vreeslike interessante ding. Hy sê, man, dis 'n ongelooflike groot geluk wat jou getref het, hierdie tas wat weg is. Nou kan jy jou stories oorskryf, en die wonderlike is, mens vergeet die swak dele. So al wat jy nou gaan skryf is die beste dele van jou boek.
Ezra Pound het vir Hemingway aangemoedig en uiteindelik word hy een van die groot skrywers van tyd. Van die mense wat baie boeke skryf en beroemd raak oor die wêreld. So help die Heilige Gees ons ook om met nuwe hoop, met nuwe krag te leef. Ja, selfs al verloor ons tas met alles in. Weet ons, die God se Gees gee vir ons die krag om te kan oorbegin. Ja, want wat suurstof vir ons longe is, dis hoop ook vir die betekenisvolheid van die lewe. Charles Revson, wat Revlon kosmetiese maatskappy begin het, sy vriende het vir hom gevra, wat is die formule, sy spesiale formule, wat hy in sy goed sit, wat hy verkoop vir vrouens? En dan sê hy, vriende, my geheim, bykomend by al die formules wat alle kosmetiese vervaardigers gebruik, is 'n towerbestanddeel wat ek byvoeg. En daardie geheime towerbestanddeel sit ek in elke bottel en dis die ding wat maak dat ons verkoop. En sy vriende kon dit nie meer hou nie. Hulle sê, man, moet ons nie in spanning hou nie. Wat is daai geheime bestanddeel? En dan sê hy, ek het nog nooit aan enige vrou beloof dat my produkte haar sal mooi maak nie. Maar ek gee haar altyd hoop. Hoop is die geheime bestanddeel. Hoop is die geheime bestanddeel van ons as Christene. Hoop om te bly lewe, hoop om kinders van God te wees, hoop om in hierdie wêreld ook 'n verskil te maak. God dryf nie net handel met hoop nie. God maak hoop, voorsien hoop. Hoop wat nie eens die dood kan oorwin nie. In God is daar 'n toekoms, 'n versekerde toekoms. Ek het iewers gelees waar mense sê, hulle sê dit mense wat in lewe na die dood glo, om hulle die moeite te spaar om die beste van hierdie lewe te maak. Maar dit is nie so nie. Ons as gelowiges maak juis die beste van hierdie lewe, as voorbereiding vir die lewe hierna, wat nog ontelbaar beter gaan wees. Something wonderful is about to happen. Dankie Hemelse Vader, dat ons met hoop kan lewe, dat ons kan lewe met die sekerheid dat U daar is, deur die Heilige Gees wat in en deur ons woon. Mag ons ook in die wêreld waar ons leef, Here, hoop bring. Waar mense krisisse beleef, Here, waar die lewe moeilik is, oorloë, misdaad, geweld, spanning, verhoudings wat sukkel, siekte, dood. Here, dit tref nie net ander mense nie, dit tref ons ook. En mag ons, wanneer ons dit beleef, steeds met hoop en met krag leef. Ja, Here, ons ontken nie dat die wêreld die mekaar is en dat die lewe soms baie swaar en seer is nie. Maar U gee vir ons hoop, 'n rede om voluit te lewe in afwagting van 'n ewige lewe by U. Dankie dat ons by U krag en hoop vind. Dankie Here dat U vir ons styf vashou as U kinders. Maar dat U vir ons sal krag gee vandag en môre en elke dag. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus, ja, die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Hang aan leer, hang en